Goeiedag, dit is donderdag 16 April. Ek hoop dit gaan goed met jou en dat jy 'n geseënde week sover ervaar. Vandag se teks is Johannes 20 vers 27 tot 28. Daarna sê hy vir Thomas: "Bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek hom in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig." En Thomas sê vir hom: "My Here en my God." Vandag se tema is Jesus verskyn aan Thomas. Thomas beleef 'n krisis. Vir 3 jaar volg hy Jesus van die een plek na die ander. Hy was selfs bereid om vir Jesus te sterf. Maar toe Jesus sterf, dit laat Thomas se lewe in duie stort. Thomas sonder homself af van die ander disippels en mis so die eerste geleentheid om die opgestane Here te sien. Natuurlik het Thomas almal se getuienis gehoor, onder andere Petrus en Johannes wat die leë graf gesien het, Maria wat Jesus ontmoet het daar by die graf. Maar die dag toe Jesus aan die disippels verskyn, was hy nie daar nie. En dit is die rede waarom hy nie kan glo dat Jesus opgestaan het nie. Al het die disippels die getuienis, al die gerugte wat hy rondte gedoen het, en dat Jesus opgestaan het bevestig, is Thomas nog steeds nie oortuig nie. Hy sal nie glo tensy hy bewyse het nie. En die bewyse wat hy soek, is om self te kan sien. Thomas weier om hulle te glo. Hy bly twyfel en stel voorwaardes voordat hy sou glo dat dit Jesus is. Dan 8 dae daarna, terwyl die disippels weer bymekaar was, agter geslote deure, en Thomas hierdie keer by was, verskyn Jesus weer aan hulle. Daarom nooi Jesus vir Thomas met die woorde: "Bring jou vinger hier, kyk na my hande, bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig." Thomas sien Jesus en hy hou op om te twyfel. Nou roep hy met vreugde uit: "My Here en my God." So bely Thomas dat Jesus die Seun van God is. Maar wat beteken dit? My Here en my God. Dit beteken dat die kruis het Thomas se lewe verander. Hy was definitief nie meer dieselfde mens as voorheen nie. En baie van ons sal met Thomas kan identifiseer. Ek wil nie net glo omdat almal glo nie. Weet jy wat, die Here verwag dit nie van ons nie. Hy wil juist dat ek en jy tot persoonlike oortuiging kom. As jy 'n gelowige is wat twyfel as gevolg van moeilike omstandighede, as jy twyfel omdat jy seer het, hartseer is, maak soos Thomas gemaak het. Bring dit na die Here. Die Here het nie vir Thomas weggejaag nie. Inteendeel, hy het hom omarm in liefde. Jou pad na God se arms is oop, omdat hy jou twyfel verstaan en jou rus en vrede wil gee. Jesus jaag nie mense wat twyfel oor hom weg nie. Gaan soek jou troos by hom. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ek kom na U toe met 'n nederige hart en vra U om my te vergewe vir my twyfel. Wanneer my geloof swak voel, help my om dieper op U te vertrou. Versterk my geloof en herinner my aan U konstante liefde en teenwoordigheid. Lei my terug na geloof en vul my weer met hoop. Amen.